Ek is die brood van die lewe, wie na my kom sal nooit weer honger nie. Ek is die lig vir die wêreld, hy wat my volg sal nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Ek is die ingang, wie deur my ingaan sal gered word, hy sal ingaan en groen weivelde vind. Ek is die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. Ek is die opstanding en die lewe, hy wat in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Ek is die weg, waarheid en lewe, niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Ek is die ware wingerdstok, my Vader is die boer, sonder my kan julle niks doen nie. Die Here groet julle met hierdie ek is uitspraak, as hy openbaar as die een, wat hier by julle is, om julle te troos en te help en krag te gee vandag. Genade en vrede vir julle. Ek het baie mooi woorde gelees in Job 11 en ek het gedink ek wil dit graag vir julle lees, maar gelukkig het my professor op universiteit vir ons gesê, broertjies, as julle in Job iets mooi lees, maak seker wie dit gesê het. En toe ek gaan kyk, toe is dit eintlik Sofar, een van Job se vriende se woorde, en ons weet hulle was baie negatief en afbreekend eintlik teenoor Job gewees. So, toe wonder ek, maar hoe kan ek 'n spin gee op hierdie woorde, dat dit tog vir ons 'n troos kan wees, want dit is tog deur God ook geopenbaar. Hoe kan dit ook waar wees vir 'n mens? En ek hoop dat en vertrou dat die Heilige Gees jou vandag gaan help om hierdie woorde toe te eien, om dit jou eie te maak. So ek gaan net induik in die water. Ons begin lees by vers 15. As hy 'n klompie mooi goed te noem wat 'n seën van die Here is. Hy sê, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees? Kan jy jou swaar kry vergeet en daaraan dink asof dit water is wat weggeloop het? Jou lewe sal meer lig hê as die helder middag. Jou donker sal lig word soos die môre. Jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is. Jy sal jou lêplek regmaak en rustig slaap. Jy sal kan lê en vir niemand bang wees nie, en baie mense sal jou guns soek. Party mense het kennis van iets, maar daardie kennis maak hulle eintlik gevaarlik. Dis soos ek bestuur al vir baie jare motor, maar as ek die bonnet oopmaak en jy vra vir my wat daar binne kan aangaan, weet ek net genoeg om baie gevaarlik te wees. En so is dit ook met Sofar. Hy weet van die Here, en hy weet van sonde, en hy weet van oordeel en bekering en teenspoed en voorspoed en seën. Maar sy hele manier van dink oor hierdie goed is verkeerd. Hy werk met 'n oorsaak-gevolgrelasie. Soos, daar lê 'n bal, ek hardloop, ek skop die bal, my voet tref die bal beweeg. Ek steek 'n vuurtjie aan, ek sit my voete by die vuurtjie, my voete word warm. Iets gebeur, daar's 'n reaksie op wat gebeur. Ek gooi 'n klip in die water en die water maak 'n klomp rippelings. 'n Oorsaak-gevolgrelasie bring hy ook in Job se seer as 'n sleutel om te verstaan wat met hom gebeur het en hoekom dit met hom gebeur het, hoekom daar soveel seer is op aarde. Vir Sofar is dit alles duidelik. Hy verstaan alles. Die lewe is vir hom 'n maklike optelsom, soos 1 + 1 is 2. As dit met jou swaar gaan, is dit die oorsaak van iets wat jy verkeerd gedoen het. So Job, jy het jou 1000 stuk vee en al 10 jou kinders en jou plase en alles verloor, omdat jy teen die Here gesondig het. Ons weet mos, daar is mense wat geneig is om moeilike lewenskwessies simplisties te maak, maklik te probeer wegredeneer en te verduidelik. Maar ons weet ook, dit gee nie altyd 'n bevredigende antwoord nie. En dis
dis hoekom Job so koppe bly staan met sy vriende. Ek meen die verhaal is eintlik baie kort, baie eenvoudig. Hy het 'n maasklomp verliese en hy kom by die antwoord uit dat God 'n plan het en dat God groot is en dat God nie altyd vir ons verstaanbaar is nie. Jy kan eintlik die hele Jobboek maksimum 5 hoofstukke dink ek in opsom. Maar dit raak hierdie ellelange ding, want jy kan nie, as dit kom by seer en pyn en hartseer en verlies, sommer net so vinnig ligtelik daaroor gaan soos wat Sofar probeer doen nie. En daarom is die beste wat 'n mens kan doen vir 'n vriend in tyd van nood, in tyd van krisis, in tyd van dood, maar net om jou mond te hou en stil te bly saam met daardie persoon. En dit is wat Job se pelle aanvanklik ook gedoen het, nee. Vir so 'n week dink ek, sit hulle net doodstil by hom en hulle beteken vir hom baie meer as die oomblik toe hulle probeer om hom nou te troos en hulle probeer om hom te fix. Die oomblik toe hulle hom oopmaak om al hulle lewenswyshede te deel met hom, het die lewe vir hom swaarder geword. En hulle slaan hom met hulle woorde van wysheid. As 'n mens Sofar se woorde lees ook voor dit in hoofstuk 11, dan klink Sofar nogal ongeskik hoor. Hy gee mense nogal aanstoot, omdat hy so aanvallerig is na iemand wat so baie verloor het. 'n Mens voel inderdaad, met sulke vriende het jy nie vyande nodig nie. Want daar's geen troos nie, daar's net veroordeling. Sy pakkie is al klaar so swaar, maar hulle maak sy pakkie nie nog swaarder met hulle verwyte. Sofar kry wel iets reg. Hy beskryf God se wysheid merkwaardig. Kom ons gee hom 'n sterretjie ten minste daarvoor. Hy sê God se wysheid kan jy nie verduidelik nie. Dit is onbegryplik. Dis bo die hemel, onder die doderyk, verder as die uithoeke van die aarde en wyer nog as die see. In digterlike taal beskryf hy die wysheid van God, hoe God se verstand net bo ons in dit is. Ons ken ons oumas en oupas het ons die Bybelvers geleer wat sê, my gedagtes is nie jou gedagtes nie, dis wat Sofar eintlik hierso vir Job ook sê. Sofar klink vir my so 'n bietjie soos Donald Trump. Nee, ek praat so oor die oortreffende Trump. Alles is net groter as wat 'n ou ding, in terme van hoogte en diepte, lengte en breedte, sê is die Here verhewe bo die mens. So hoe kan Job stry met God? As hy nou aandagtig gaan lees, dan sien jy, maar Job stry nie dat hy sonde het nie. Hy weet hy is 'n sondaar. Hy verstaan net nie, watter groot sonde het hy dan nou gedoen, sodat hy dit verdien, wat nou in sy lewe gebeur het nie. Sy wiskunde kom nie ooreen met God se wiskunde dan nou nie. As dit wat Sofar sê waar is, dan kan hy dit nie verstaan nie. En Sofar se oë weer maak dit van Job 'n donkie. Hy sê eintlik vir Job, jy is 'n regte steeksdonkie. Net soos wat 'n donkie nie 'n mens gebore word nie, is jy Job ook nie wys met wat jy sê nie, met jou redenering nie. En so beledig hy vir Job. Ons sal wel sien aan die einde van die Jobboek hoe God te Sofar en die ander pelle goed op hulle plek sit. Sofar se raad aan Job is: bely en bekeer jou, dan sal dit weer goed gaan met jou. Doen jy iets, en dan sal God iets vir jou doen. Hy preek eintlik werksheiliging. Werk jou eie heil uit, Job. Jy is op jou eie aangewese. God is nie vir jou nie. God is teen jou. As jy goed is vir die Here, sal die Here weer goed wees vir jou. Jy moet iets doen, dan sal die Here se liefde en guns weer oor jou lewe is. Dis ene wat ek in my inleidende stelling bedoel. Hy het 'n klomp kerktaal al gehoor Sofar. Hy het onder die knie. Hy ken die lingo.
en hy slinger dit links en regs, maar hy's eintlik baie gevaarlik daarmee. Geen wonder dat die skrywer E.L.W. op die stadium ons gesê, wanneer mense jou ook troos tydens dood, hulle bedoel so goed, maar mense ontstel in ons partykeer. En hulle vertel hierdie rolverhale, en hulle maak jou meer angstig, en ja, ouers is sommer ontstel en so, en dat hy gesê, partykeer moet mense nie net, jy moet nie net mense hulle foute vergewe nie, partykeer moet jy hulle goedheid ook vergewe. Job sal versoek as hy goedheid moet vergewe, hy probeer goed doen, maar hy is eintlik gevaarlik en maak seer met sy manier van dink. Hy verkondig 'n valse evangelie sover. Hy is 'n dwaalleraar, want hy maak geen rekening met die Here se genade nie. Hierdie pragtige belonings waarvan hy praat vanaf vers 15, rus nie vir hom op God se goedheid nie, maar rus vir hom op die mense goedheid. Dit is so goed, ons sê Peer gaan hemel toe, omdat hy 'n goeie mens was. Peer gaan nie hemel toe omdat hy 'n goeie mens was nie, maar omdat hy in 'n goeie God geglo het. Nee, vir sover rus hierdie mooi goed van vers 15, nie op die Here se genade nie. Dit rus op die mense gehoorsaamheid en sy werke. En dit maak eintlik van sover die donkie, die dwaas. Hy besef nie dat eintlik presies die teenoorgestelde waar is van wat hy sê nie. Hy besef nie dat God nie met 'n oorsaak-gevolgrelasie werk nie. God werk met genade. En hy redeneer nie soos 'n mens nie. As God soos 'n mens, soos Sofar sê, geredeneer het, dan was dit reg dat Job sy plase verloor het. Dan was dit reg dat Job se kinders sterf, dat hy siek word, dat hy huweliksprobleme kry. Maar die Bybel leer ook vir ons, alles wat sleg is wat in hierdie lewe met ons gebeur nie weens ons sonde nie. Ja, die Here straf ook sonde, maar ons moet onthou, ons woon op 'n stikkende planeet. Ons realiteit is gebroken. Dit is skeef getrek op alle vlakke deur die sonde. Dit sykel in soos water in die grond, wat net afsak en oralste inkom. Ons lewe in 'n stikkende werklikheid, maar die Bybel gee vir ons 'n bietjie van 'n ander perspektief. Ek spring na die Nuwe Testament waar daar 'n blinde man is wat daar by Jesus aankom, en dan hoor hulle sy storie. Hy's nou al van kindtyd af, is hy blind, hy's blind gebore, en die disippels se koppe werk so vas en sê, Rabbi, hoekom is hierdie man blind? Hoekom kry hy so swaar? Sy hele lewe kan hy nie sien nie. Is dit sy skuld? Of is dit sy ouers se skuld? Wie se sonde maak dat God hom blind maak? Wat sê die Here Jesus? Vriende, dit het niks uit te waai met sy sonde nie. Maar dit het alles uit te waai met God. God het 'n groter plan met sy lewe, en alles wat God doen, het te maak met sy eer. Alles wat die Here ook toelaat, het 'n goeie doel agter die slegte. Hy gebruik ook die slegte tot sy eer. Daarom kan ons die Here vertrou, en daarom kan ons getroos wees. Hierdie man is blind sodat God geëer kan word. En die oomblik as die Here Jesus die wonderwerk doen en hy kan begin sien, dan loof en prys daardie man hom. En die getuies van hierdie wonderwerk loof en prys en eer ook God die Vader, en bereik God die plan ook met hierdie seer wat die sonde kon veroorsaak het op aarde. En so leer Job 1 ook vir ons, dat die oorsaak van Job se teenspoed nie sy sonde was nie, maar God se plan vir sy lewe. En dit is 'n onverstaanbare plan. Kyk, die hele Job ook gaan daaroor, dat hy vir die Here vra hoekom, en die Here antwoord hom nie. Party mense antwoord die Here, dis 'n dikse, dis 'n groot stuk genade, maar hy skuld ons niks nie, hy hoef ons ook nie te verduidelik wat hy doen nie, want hy is God. Maar aan die ander kant sê hierdie selfde God ook vir ons, dat hy 'n plan het, al verstaan ons dit met ons onvertrou, dat hy weet wat hy doen, en dat hy nie foute maak nie. Alles wat sleg is wat met ons gebeur in hierdie lewe, is nie noodwendig ons sonde se skuld nie. Ja, ons sonde kan slegte gevolge hê in ons lewens, soos iemand wat verongeluk, omdat hy homself dronk gedrink het,
was 'n verkeerde keuse wat gemaak het dat hy sterwe. Maar ons moenie vergeet, ons woon in 'n stikkende wêreld wat skeef getrek is deur sonde nie, en dat daar 'n groter plan is. En dit is hoekom God sy seun Jesus Christus gestuur het om ons te kom red. Hy sê nie, lekker kry ons af die hele vat so, ook as ons sterf of iets oorkom weens foute wat ons maak nie. Hy het sy seun gestuur om te kom regmaak wat ons fout maak, wat ons breek, weer heel te maak. Hy het gekom om ons sonde te vergewe en om ons te kom red. God het ons die teenoorgestelde kom gee as wat ons verdien. Hy gee vir my en vir jou die teenoorgestelde as wat ons verdien. Nie die dood nie, maar die lewe, die ewige lewe. Nie straf nie, maar genade. Nie oordeel nie, maar liefde. En as jy dit verstaan, kan jy jou kop sonder skaamte oplig en in die nood kom sonder om bang te wees. Kan jy 'n swaar kry vergeet en daaraan dink asof dit water is wat wegloop het. Sal jy danksy Jesus beleef, jou lewe sal meer lig gee as die helder middag, jou donker sal lig word soos die môre. Jy sal gerus wees omdat daar vir jou vooruitsigte is. Jy sal jou bedplek regmaak en rustig slaap. Jy sal gaan lê en vir niemand bang wees nie. Soos net so 'n bietjie soopvars se teologie, Bybels trek, dan sien jy mens hoe wonderlik is die beloftes van die Here en dat dit ook waar is. Dit sê die Here in sy woord vir ons. Nie omdat ons so goed is nie, maar omdat hy so goed is. Mag jy ondervind hoe groot die Here se liefde en genade vir ons as mense is. Hoe groot sy genade vir jou is. So ver wil hy Job, ek en jy moet na onsself kyk vir voorspoed en troos en seën, maar die Bybel wys ons om juis weg te kyk van onsself af na Christus vir voorspoed en seën. En dis wat Job gedoen het nog voordat sy hartseer verdwyn het soos die mis voor die son. Voordat sy hartseer nog klaar was, het hy bly vra na God, bly soek na God en het hy die harde grondpad geloop totdat hy God kan hoor en kan sien in sy seer. En dan roep hy uit in Job 19 vers 25, ek weet dat my losser leef, uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Ons kan dieselfde uitroep, want ons losser leef ook, ons verlosser leef, en hy triomfeer oor die dood. Hy het ons vyand kom oorwin, en daarom kan ons oorwinning uitroep. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan, en daarom is ons geliefdes ook opstaan, en vir ewig lewe. En so heers hy vanuit die hemel oor die aarde, en oor my lewe en my lot. Amen. Ek het 'n baie mooi gebed gevind wat praat oor 'n ou se geliefdes. Kan ek dit vir ons lees as ons gebed? Dit is geskryf deur Pieter de Villiers. En as daar enige verwyte is, of enige spyt vanoggend by iemand is, mag die Here met hierdie gebed en onder hierdie gebed ook vir jou 'n bietjie gesond maak, sodat jy kan voortgaan met 'n ligte hart. Kom ons bid. Here my God, as ek stil raak voor U en my dierbares voor U kom noem, spoel so baie herinneringe, Here my. Dankie vir hulle wat nie meer daar is nie, maar wat my lewe so spesiaal gemaak het. Dankie dat ek hulle nagedagtenis kan eer en in hulle lewe U teenwoordigheid kon erken. Dankie dat hulle my liefgehad en gedra het. Ek weet, Here, dat hulle liefde soms beperk was. Ek dink ook aan die seerkrytye, toe daar groot afstande was met dikwels onnodige pyn. Help my om te vergewe. Leer my om eerder liefde na te jaag, sodat hulle wat na my kom, my daarvoor sal onthou en U daarvoor sal dank. Help my om verby die mislukkings van die verlede te beweeg, omdat ek weet dat U oneindige goedheid dit uitwis en alles nuut maak. Neem die skuldlas oor die slegte tye van my weg en laat my rus vind by U, wat graag hierdie las van my wegneem. Dankie vir hulle wat naby aan my leef, wat my lewe elke dag so spesiaal maak. Ek bid dat U my in staat sal stel om hulle ook lief te hê,
om in hulle lewe iemand spesiaal te wees en om vir hulle 'n teken van die teenwoordigheid te word. Help my om te besef wat 'n unieke gawe dit is om ouers, broers, susters, liefdesmaat, kinders en vriende te hê en leer my om hulle te koester. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee om vir ons musiekbedienaars op te stel en dan gaan ons die tweede lied sing op die begrafnispreek.